Goeiemôre. Jy luister na die 35ste oordenking in die reeks Jesus is die vraag. Vanoggend se tema is opstanding. Ons het nou by die laaste oordenking vir 2025 gekom. Baie dankie dat jy die jaar saam geluister het. Dankie vir die geleentheid om saam met jou te kan reis deur al die temas wat ons behandel het deur die jaar. Ons het hierdie jaar begin met die tema die goeie lewe en daarna het ons deur die boek gelees, die klein prinsie. En nou het ons hier aan die einde van die jaar nagedink oor die vrae wat Jesus gevra het. Die oorhoofse tema vir hierdie reeks bly, fiks vir die lewe. En dis 'n tema wat aansluit by Paulus wat ons aanmoedig om in die geestelike gimnasium van God te bly oefen. Heel gepas het ons gisteroggend nagedink oor disippelskap, die allesbepalende besef dat ons geroep is om Jesus te volg. Dit is dan niks minder as reg nie, dat ons met die laaste oordenking van die jaar nadink oor die vraag wat Jesus vir ons vra oor die opstanding. Want sonder die opstanding sou ons nie die geboorte van Jesus gevier het nie. Kom ons luister nou na die vraag van Jesus wat verband hou met die opstanding. Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Johannes 20 vers 15. En wat die opstanding van die dooies betref, het julle nie gelees wat God aan julle gesê het nie. Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. Matteus 22 vers 31 tot 32. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Johannes 11 vers 26. Terwyl die Emmausgangers so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan met somber gesigte. Lukas 24 vers 17 en vers 19. Waarom is julle so ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Lukas 24 vers 38. Glo jy omdat jy my gesien het? Johannes 20 vers 29. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Johannes 21 vers 15 tot 17. Kom ons dink diep na oor hierdie vraag van Jesus. Miskien is daar reeds verdere vrae of verdere gedagtes wat by jou opgekom het. Neem die tyd en dink daaroor na. As Jesus vandag vir jou vra, wie soek jy? Wys jou lewe dat jy die lewende Christus soek, of net sy seëninge? Wanneer Jesus vra, glo jy dit? Dat hy die opstanding en die lewe is, wat is jou antwoord? Hoe getuig jou lewe daarvan? As Jesus langs jou sou kom stap soos met die Emmausgangers en vra, waaroor redeneer jy? Sou jou gesprekke en jou gedagtes die hoop van die opstanding reflekteer, of die somberheid van hierdie wêreld? Wat het by jou opgekom toe jy Jesus se vraag hoor? Waarom is daar twyfel in jou hart? 3 maal vra Jesus, het jy my lief? Wat sou jy sê as jy in Petrus se skoene was? Kom ons sluit hierdie jaar se oordenkings af met een van die mooiste en aangrypendste gebede in Afrikaans.
Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke buier in eeueoue taal? Kyk, selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. In Jesus naam. Amen. Liefde, 'n geseënde naweek en 'n geseënde somer Kersfees vir jou en jou familie. Mag die vrede van die Here by ons elkeen wees. Groetnis.